Goeiedag vriende, baie welkom by vandag se aanlyn erediens. 'n Groot voorreg om so op jou skerm te kan wees. Ek hoop dat dit met jou goed gaan en dat jy saam met my vandag hierdie geleentheid sal gebruik om net saam met die woord van die Here uit te lees, om saam te bid, om saam te dink wat die Here vandag vir jou ook op die hart wil hê. En mag jy die ruimte waarbinne jy nou sit, het sy jy nou oor see is of jy by die huis is, dalk is jy iewers besig om te reis, dalk is jy besig om net te rus by die huis. Mag die Here die ruimte waarbinne jy nou is vir jou omskep, ook in 'n heilige ruimte waarin jy nou vir 'n paar oomblikke net kan fokus op die Here, om ook sy woord te hoor en ook te hoor wat dit is wat die Here graag vandag ook op jou hart wil hê. Ons is besig om vir 'n paar sondae stil te staan by verskillende Bybelkarakters om te hoor hoe die Here in hulle lewe gewerk het en hoe hulle gegroei het en ook dit wat in hulle lewe gebeur het te gebruik om ook in ons eie lewe toe te pas en ons te help om ook in ons eie lewe te groei. En ek wil jou uitnooi om vandag ook saam met my te dink en te kyk na die karakter wat ons vandag oor gaan lees, Lazarus van Betanië. Ons gaan so 'n bietjie meer leer oor wie hy was en wat hy gedoen het en die rol wat hy ook gespeel het in Jesus se lewe en dan natuurlik die rol wat Jesus gespeel het in sy lewe en hoe sy lewe ook in die rigting van Jesus Christus wys en wat ons ook daaruit kan leer. Ons het vir 'n paar sondae stil gestaan verlede week, Maria Magdalena, ons het al vir Dawid, vir Jabes, ons het 'n klomp verskillende mense wat ons by kan leer. Daar's nog 'n paar wat ook voor lê voordat ons ook met ons veldtog vir die jaar gaan begin. Ons is baie opgewonde ook vir dit wat die Here hierdie jaar deur ons veldtog 5 weke lank vir ons in die gemeente gaan kom wys en ook gaan kom leer. Intussen gaan ons vandag lees oor Lazarus van Betanië. Ons, soos verlede week, moet net seker maak ons het die regte Lazarus hier. Daar's 2 in die Nuwe Testament. Een Lazarus lees ons binne in 'n gelykenis raak waar Jesus vertel dat daar 'n baie ryk man is en dan is daar 'n baie arm man wat voor sy deur sit met die hoop om iets by hierdie ryk man se oorskiet te kry. Nou daardie Lazarus is 'n karakter in een van die verhale wat Jesus vertel, een van sy gelykenisse, en dis nie daardie Lazarus waaroor ons vandag praat nie. Ons praat oor Lazarus van Betanië. Nou hy was 'n karakter wat werklik geleef het, hy het vir Jesus geken, hy was 'n vriend van Jesus gewees, en hy self het in Betanië gebly, nie ver van Jerusalem af nie, en dis net so 3 kilometer se reis uit Jerusalem uit, en daar het hy gewoon saam met sy 2 susters, en ons loop hulle ook raak in die Bybel, die een is Martha en die ander een is Maria. Nou ons sien dat Jesus by hulle bevriend was en dat hy by hulle huis geëet het, dat hy na hulle toe gegaan het, ook in daardie tyd net voor Palmsondag, net voor die groot lydensweek, het Jesus daar by hulle aan huis gegaan en daar by hulle geëet. Ons sien in die Bybel 3 verskillende plekke waar Jesus saam met hulle aan huis is. Eerstens toe hy vir Lazarus gaan gesond maak het, 'n ander geleentheid natuurlik waar hy by hulle aan huis was en Martha hulle bedien het, en Maria het by sy voete gesit en geluister wat hy geleer het, en Lazarus het op 'n stadium saam met Jesus ook so aan tafel gesit en eet, juis daardie aand, voordat Jesus met die groot Palmsondag die intog in Jerusalem ingegaan het, is 'n geleentheid waar Jesus saam met hom geëet het, waar Maria sy voete gesalf het en sy voete met haar hare afgedroog het, en Martha was ook weer eens die een wat hulle bedien het. So Jesus het hierdie 3 mense goed geken, hierdie 2 sissies en hierdie broer het hy goed geken, en hy het by hulle aan huis gekom, en alhoewel ons dit nie in die Bybel raak lees dat hy by hulle gewoon het, het hy heel waarskynlik in daardie lydensweek deur die dag in Jerusalem spandeer, en dan weet ons dat hy in die aande net buite Jerusalem in Betanië gewoon, en het hy heel moontlik dan ook daar by hulle gewoon. Vandag se teks fokus ons op daardie stukkie waar Lazarus nou spesifiek gesond gemaak word, want hy het siek geword en het Jesus hom nie net gesond gemaak nie, maar hom ook uit die dood uit opgewek.
En dit is 'n merkwaardige oomblik wat so baie mense ook in die rigting van Jesus Christus gelei het om ook in hom te begin glo en ook die pad saam met Jesus te begin stap op aarde. Die teks wat ons gaan lees kom uit Johannes 11 vers 33 tot by vers 44. Ons lees vir Lazarus net in die Johannes Evangelie raak. Die twee sissies sien ons ook in die Lukas Evangelie daar by Lukas 10, maar Lazarus kry ons net in die Johannes Evangelie. En ons lees daar van vers 33 af, hoofstuk 11 vers 33. Toe Jesus sien dat Maria huil, en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed volgeskiet en hy was aangedaan. So Lazarus is op hierdie stadium klaar oorlede. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het, dat hierdie man nie sterwe nie. Jesus se gemoed het weer volgeskiet, toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf, en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie. Hulle het toe die klip weggerol, en Jesus het opgekyk, boontoe en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem, Lazarus, kom uit! Die oorledene het uitgekom, sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Merkwaardige gebeurtenis. Hier in die einde van Jesus se 3 jaar waar hy onsaglik baie wonderwerke gedoen het, mense genees het, mense kos gegee het uit amper niks uit nie, waar hy wyshede met mense gedeel het, waar hy gepreek het, waar 'n klomp mense die pad saam met hom gestap het en hierdie dinge gesien het. En hier in die einde van hierdie bediening, Jesus het dalk al geweet, maar dit lê vir my voor, dit is op pad, dit is nie meer ver nie. Ek gaan môre weer in Jerusalem in, en dan begin die groot lydensweek. Jesus weet dit al. Maar hier in die einde van sy bediening, kom Jesus en hy maak hierdie vriend van hom, maak hy weer lewend uit die dood uit. En die mense wat daar bystaan, sien dat Jesus opkyk na die hemel en met sy Vader daaroor praat en vir die Here daarvoor dankie sê, en so weet hulle dat hy werklik die Seun van God is. So kan hulle tog sien dat hy deur die Vader gestuur is. Jesus weet dat God altyd sy gebede verhoor, net soos ons en ook. Maar hy sê nogtans, ter wille van die skare vir die Here, daarvoor dankie, hardop, sodat die mense kan hoor waarvan af sy krag kom, dat die mense kan sien dat hy werklik die man van God is, dat hy werklik die Messias is. En so baie mense sien dit en begin glo. Daar's 'n klomp Jode, lees ons verder aan in hierdie teks, wat dan bygevoeg word by die gelowiges in Jesus Christus, maar is daar ook 'n klompie wat dan nou gaan vertel vir die priesterhoofde wat daar gebeur het. En dis dan juist daar wat die priesterhoofde begin besluit, maar hierdie man doen baie wondertekens. Ons sal moet iets doen om hom uit die weg te ruim. En dis dan juist daar waar die slinkse planne begin om ook vir Jesus dood te maak. Jesus kom by Lazarus en by Martha en Maria aan huis. En eerstens leer ons by hulle dat daar 'n geweldige stuk gasvryheid is, dat hulle vir Jesus ontvang, dat hulle vir hom voorsit. Ons sien by al drie hierdie karakters sien ons verskillende karaktereienskappe van diensbaarheid teenoor die Here. Eerstens Martha, die een wat vir hulle bedien, die een wat seker maak dat logisties is alles reg en gereed, die kos is gereed, die huis is gereed. Maria, wat by Jesus se voete sit en by hom wil leer, wat na sy wysheid sit en luister, en op die einde van die dag dan die een is wat daar die half liter nardesolie oor sy voete uitgiet. Olie vir 'n koning. Judas is natuurlik baie ongelukkig daaroor.
hierdie halwe liter wat sy oor sy voete uitgegooi het, lees ons, sê hy, ons kon dit vir 300 silwermuntstukke verkoop het. 300 silwermuntstukke. En hy hou dan voor dat ons dit vir die armes kon gegee het. Hy dink asof hy baie vir die armes omgee, maar sê die teks ook, hy het nie vir die armes omgegee nie, hy was 'n dief, hy wou dit gevat het. 300 silwermuntstukke se olie is geweldig baie. Onthou dat Judas het maar 30 goue muntstukke gekry by die priesterhoofde toe hy vir Jesus uitverkoop het. So 300 goue silwermuntstukke sou 'n geweldige hoeveelheid gewees het in daardie tyd. Maar hierdie huishouding, Lazarus, Martha, Maria, hulle is bereid om hierdie olie net so oor Jesus se voete uit te giet. Maria droog sy voete met haar hare af. Hierdie absolute bron van respek. Hierdie absolute teken dat hy werklik die koning is in hulle oë. En Lazarus, die vriend vir Jesus wat dan saam met hom aan tafel sou sit, wat saam met hom geëet het, wat hom ontvang het in hulle huishouding. Lazarus, die een wat 'n vriend was vir Jesus, lees ons dat Jesus baie lief was vir hom. En sien ons dit ook in Jesus se reaksie wanneer hy agterkom dat hy oorlede is, dat Jesus ontsteld is, dat Jesus huil oor sy vriend wat oorlede is. En dan hierdie onmoontlike weer eens doen. Hy is al 4 dae oorlede. Miskien as hy nou net oorlede is, dan sal dit oukei wees, maar hy is al 4 dae oorlede. Martha sê, ek weet nie, ek is 'n bietjie skepties hieroor, dit is nou al 4 dae later. Ek weet nie of sy wonderwerke so groot kan wees nie. Dat hy iemand uit die dood uit kan opwek, selfs iemand wat nou al rukkie lank oorlede is. Dan sê Jesus vir haar, glo saam met my. En hy doen dit, en Lazarus staan op uit die dood. En wat dan gebeur is juist dit wat ons vandag ook by Lazarus leer, is dat van daar af begin Lazarus getuig, en hy vertel wat gebeur het, behalwe vir die hoeveelheid Jode wat daar teenwoordig was, wat gesien het wat met hom gebeur het, en hierdie Jode wat dan tot geloof gekom het, getuig Lazarus ook, en hy vertel mense wat gebeur het, en baie mense kom tot geloof oor wat hy vertel. Daarom laat die priesterhoofde nie net planne maak om vir Jesus dood te maak nie, saam met dit maak hulle ook planne om vir Lazarus dood te maak. Want Lazarus het begin om so geweldig te getuig vir wat Jesus vir hom gedoen het in sy lewe, dat so baie mense deur hom ook vir Jesus begin volg het. Lazarus se lewenspad kruis baie met Jesus Christus. En net soos wat ons verlede week gesien het met Maria Magdalena, wat hierdie 7 bose geeste in haar gehad het, en haar lewe het baie gekruis met Jesus, en haar lewe is omgedop na 'n punt toe waar sy absoluut diensbaar was, en 'n disipel was vir Jesus Christus, is Lazarus se lewe net so omgedop. Hy word uit die dood uit opgewek, en hy word hierdie diensbare getuie, prediker, evangelis, vertel, getuig, dis wat Jesus vir my gedoen het. Kyk, kom ek wys vir julle, kom ek vertel vir julle, wat het Jesus vir my in my lewe beteken? Kyk na my lewe, en moenie vir Lazarus raak sien nie, sien vir Jesus Christus raak. Moenie vir Lazarus volg nie, volg vir Jesus Christus. Soveel so, dat die priesterhoofde kennis neem van hierdie man, en ook planne maak om hom dood te maak. So effektief raak sy bediening. In hierdie teks sien ons raak 'n paar verskillende dinge. Eerstens, dat daar werklik 'n besondere ding in jou lewe gebeur wanneer jy 'n pad saam met Jesus stap. Ons sien hierdie huishouding van hierdie 2 sissies en hierdie broer wat 'n pad saam met Jesus stap, en ons sien die geweldige impak wat dit op hulle lewens gehad het. Dat hulle selfs bereid was om hierdie onsaglike dierbesitting wat hulle in die huis het, hierdie halwe liter olie, om dit net so vir Jesus te gee. Dat hulle bereid is om hulle huis oop te stel en gasvry te wees en te sê, Jesus, kom bly by ons, kom woon by ons. Dat hulle die vrymoedigheid het om vir Jesus te vra wanneer hulle in nood is, om by sy voete te kom sit en te leer, maar ook by sy voete te kom sit en te huil en sê, Here, ons broer is oorlede. Dat hulle na Jesus toe gaan met enigiets en alles. Ons sien dat hierdie huishouding dien saam vir Jesus Christus. Dis nog iets wat ons by Lazarus leer vandag, is dat hy en sy hele huishouding saam voluit in dit is om vir Jesus te leef, saam voluit die Here Jesus Christus dien, met alles wat hulle is, met alles wat hulle het.
Lazarus word uit die dood uit opgewek en die fokus val net al hoe meer en meer op Jesus. En dis waarvoor die priesterhoofde bang was in daardie tyd. En die volgende dag sou die skare hom loof en prys, want hulle het net gisteraand nog 'n massiewe wonderwerk beleef, hoe hy iemand wat al 4 dae in die graf is, uit die dood uit opwek, en hy lewe, hy kan die doeke van sy hande afhaal, en hy kan huis toe gaan. Hy kan getuig, hy kan vertel. So die volgende dag met Palm Sondag word daar gejuig, en word daar klere en palmtakke op die vloer voor Jesus se voete neergegooi. Hy selfde skare sou dan ook die een wees wat later die week dan skree, kruisig hom, kruisig hom. Dieselfde skare word beïnvloed deur die priesterhoofde en almal wat planne gemaak het om teen hom saam te sweer. Maar daar is al reeds die eerste teken dat Jesus Christus die dood kan oorwin, dat hy hierdie man uit die dood uit kan opwek, en vir ons al reeds die bewys is dat hy self uit die dood uit opgewek is. Dat hy hierdie man kon opwek, dat hy ook homself kan opwek. En daarom weer eens vir ons 'n bewys, dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood, en dat hy lewe vandag, dat hy lewe vir elkeen van ons, dat hy lewe sodat hy ook in ons huise kan tuis gaan, laat ons hom kan innooi soos Lazarus hom in sy huis ingenooi het, en gesê het, kom hier tuis, kom woon by ons wil by jou voete sit, ons wil leer by u, ons wil kan hartseer wees saam met u, ons wil dit wat ons het met u kan deel, ons wil u dien met die gawes wat ons het, ons wil ons huis oopmaak vir die Here om hier te kom bly, en ons wil ons lewens oopmaak om u te dien met alles wat ons het, met alles wat ons is. Ons wil u lief hê, net soos wat u ons ook lief het. Lazarus leer vir ons, dat ons elkeen die voorreg het, om saam met Jesus hierdie lewe te leef. Om ons huise, ons harte, ons beursies, ons families, ons gesinne, alles wat ons is, alles wat ons het, oop te maak vir hom, en te sê, kom in, kom deel daarin. Ek deel dit graag met die koning van alle tye. Mag dit ook so wees in jou lewe, dat jy weet en ervaar, net soos wat die Here vir Lazarus opgewek het, sal die Here ons ook eendag uit die dood uit opwek, om die ewige lewe te erf, om saam met hom te leef, vir ewig, om ewig saam met die Here Jesus Christus te wees. Mag jy ervaar dat jy jou huis en die mense wat saam met jou in jou huis woon, oopmaak, sodat die Here voluit saam met jou daarin kan woon, dat jy vanuit dit, met alles wat met jou in die lewe gebeur, dat met die Here Jesus Christus met vrymoedigheid kan deel. Mag jy ervaar dat jy 'n vriend is van Jesus Christus, maar die pad in hierdie lewe voluit saam met hom stap. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg om vandag weer eens te leer dat u gewone mense inspann vir u ongewone werk. Verlede week het ons geleer, u doen dit met Maria Magdalena, van absoluut boos al die pad na disipel, en hier doen u dit ook, Here, met Lazarus in sy huishouding. Mense wat gereed is om u net voluit te dien, mense wat gereed is om gasvry te wees, maar mense wat ook gereed is om hulle hartseer met u te deel, en u wat dan gebede verhoor, u wat daar is, u wat luister, u wat die lig laat skyn op ons hemelse Vader. Here, baie dankie dat ons ook deur hierdie teks kan leer, dat wanneer ons lewens met u paai kruis, dan, Here, kan ons nooit weer dieselfde wees nie. Dan kan ons eintlik maar net soos Lazarus begin getuig en vertel wat u vir ons elkeen doen en wat u vir elkeen van ons ook beteken in ons lewens. Vergewe ons, Here, die kere wat ons dit nie reg kry nie. Wees met ons, Vader, dat ons sal diensbaar wees soos Martha vir u. Dat ons sal getuig soos Lazarus. Dat ons sal leer saam wees soos Maria by u voete. Dat ons hande sal oop wees om vir u te gee soos wat Maria gegee het met die olie. Here, dat ons sal gasvry wees soos hierdie gesin, teenoor u in ons huis, teenoor die vreemdelinge van hierdie wêreld. Ons bid, Vader, dat u ons sal help met elkeen van hierdie karaktereienskappe. Ons bid dit, Vader, nooit uit verdienste nie, maar seer alleenlik net uit groot genade wat van u afkom. Amen. Vriende, ek deel graag met julle 'n paar afkondigings op hierdie stadium. Spring ons weg met hierdie kwartaal, en is die eerste groot geleentheid wat sommer om die draai is ons bazaar. En ons wil regtig vir jou vra, dagboek dit die 1 Augustus, eerskomende Saterdag,
is 'n groot geleentheid vir ons hier by die gemeente. Asseblief kom draai, kom hou bazaar saam met ons. As jy iewers nog nie 'n diensbeurt het nie, asseblief skakel die kerkkantoor. Daar's nog 'n paar plekke waar ons jou kan inspann en gebruik. Asseblief kom meld aan en kom werk 'n uur of 2 saam met ons. Kom draai 'n pannekoek of sny 'n vetkoek oop of kom verkoop 'n boereworstrol. Asseblief maak van die geleentheid gebruik om ook so diensbaar te wees in die oë van die Here. Dan het ons geleentheid om die Here met ons offergawes te dien. Dankie vir elkeen van julle wat getrou gee. Kom ons gee soos wat die Here dit ook vandag op elkeen van ons se harte lê. Ons het die pad gestap van Jabes, Dawid, Lukas, Maria Magdalena, vandag Lazarus van Betanië, volgende week Melchisedek en dan die week daarna ook Paulus. Ons nooi jou uit na elke een van hierdie geleenthede. Asseblief woon dit saam met ons by. Dit is hier op YouTube as jy ingemis het. As jy in persoon hier kan wees, dit is altyd lekker om ook so by mekaar te kan wees en saam te kan kuier, natuurlik voor en na die diens ook. Dan by die bazaar, eerskomende Saterdag, Vrydag aand, die aand net voor die bazaar, gaan ons sommer net so 'n bietjie lekker ontspan en onsself gereed kry vir die bazaar en gees vang en ons wil jou uitnooi. Ons het 'n konsert hier by Luxmundi en sluit by ons aan vir die aand. Jy kan 'n kaartjie koop vir R20 vir die vertoning, maar as jy R60 betaal, kry jy ook 'n hamburger by, R15 vir koeldranke ook saam met dit. Daar is 'n klomp verskillende items wat gaan plaasvind, maar natuurlik die groot geleentheid wat die Johannes konsert is wat deur die personeel van Luxmundi opgevoer word. Asseblief kom kyk daarna, dit gaan skreeusnaaks wees. Ons is hard aan die oefen en ons sien uit om hierdie geleentheid ook saam met julle te kan deel. Daar's die 5de Augustus, Woensdag, 6:30 die aand is daar 'n geleentheid hier by die kerk. Die aanbieder daar is Dr. Andrius Kritzinger en die pad na Rome is al die gelowe reg, is die tema daarvan. Dis 'n baie relevante aktuele tema. As jy meer daarvan wil leer, kom woon dit ook asseblief saam met ons by. Dan het ons die veldtog wat voorlê na hierdie preekreeks, na die 2 Melchisedek en Paulus, begin ons met ons veldtog 5 weke waarin ons gemeente fokus en ons nooi jou nou al uit. Ons tema vir hierdie jaar is verhelder die lig. Ons by Luxmundi is lig vir die wêreld, is ons naam, en hierdie jaar in ons veldtog gaan ons sê, hoe verhelder ons nog meer hierdie lig, hoe versterk ons, hoe groei ons nog meer in ons geloof. So ons nooi jou ook uit om dit saam met ons by te woon. Dan Oorigstad uitreik is die einde van hierdie kwartaal, maar dagbekom so lank. Ons vat gewoonlik ons graad 10s, graad 11s saam na die geleentheid toe en ons wil graag almal uitnooi om ook te bid so lank vir hierdie geleentheid. En as jy iemand het in daai ouderdom, asseblief maak hulle ook so lank gereed om saam met ons saam te gaan. Dan by die bazaar, weer eens het ons nog so 'n paar goed nodig vir die wit olie van tafel. As jy hierdie week daarby uitkom om nog so 'n bietjie reg te pak by die huis of daar's 'n paar dinge wat jy nie meer gebruik nie, asseblief bring dit vir ons gedurende die week ook na die bazaar toe. Daar's nog rafflekaartjies, konsertkaartjies soos ons gesê het. Asseblief kry jou kaartjies gedurende die week. Dit help ons ook om die getalle reg te kry. En dan is daar 1 sterfgeval in ons gemeente. George Ferreira is oorlede. Kom ons dink ook aan sy familie en aan sy mense in hierdie tyd, terwyl ons as familie mekaar ook dra wanneer dit swaar gaan in iemand in ons gemeente se lewe. Dit is 'n voorreg om vandag so saam met jou te kan bedien. En ons nooi jou uit om hierdie kwartaal voluit saam met ons deel te neem. Het sy aanlyn of in persoon of beide. As jy nie altyd hier kan wees nie, woon saam met ons by. Luxmundi is gereed. Die Here lê dit op ons hart. Ons weet jy is saam met ons gereed om voluit om te bedien en die pad saam met hom te stap. Mag die Here elkeen van julle seën en beskerm. Mag hy jou lei en jou leer in die waarheid. Mag jou hart en jou huis oop wees om die Here Jesus Christus voluit te ontvang en te verkondig in hierdie wêreld. Amen.